Ek vind jou baie welkom by ons geselsprogram. En my naam is Daniel Solomons en daarmee check ek in. En vandag gesels ek met jou oor een van my gunsteling gesegdes: die lewe wil gelewe wees en die pad wat ons stap wil gestap wees. Die lewe het skielik 'n komplekse plek geword. Mense sal vir jou sê, as jy vir 'n vrou gaan het, dan sê die meeste mense vir jou, ag, dit gaan goed. Maar langer jy met hulle gesels, kom jy agter, jong, dit gaan nie goed hier. Die mense is besig om met hulle lippe op die klippe te lê. Hulle het eers geval. En ek wil net vir jou in hierdie oomblik bemoedig en sê, weet jy, die lewe wil gelewe wees. Skielik het die uitdagings groter geraak. Of dit nou petrolpryse is en of dit Eskom is wat se krag gedurig afgaan, of dit familie is wat sterf. En baie mense worstel om aan te gaan, om vorentoe te beweeg. En daarom sê ek vir jou, die pad wat ons moet stap, moet baie keer gestap wees. En ons kan nie meer bekostig om alleen te stap nie. Ek en jy het regtig iemand nodig om saam met ons te stap. Ons het mekaar nodig, ons het God nodig om saam met ons te stap. En miskien lê jy vandag in hierdie oomblik langs die pad van die lewe. Die lewe het vir jou te moeilik geraak. Jy's op baie plek wat jy voel, nou wil ek my polse sny, nou wil ek 'n tou om my nek hang, nou wil ek nie opstaan nie. En ek wil vir jou sê, daar is ek daar. Kom ons is eerlik met mekaar. Dit is nie altyd maanskyn en rose nie. Daar staan in ons lewe wat ons voel, ek wil nie vanoggend opstaan nie. Vanoggend wil ek net lê en ek wil van die wêreld vergeet. Maar die pad wat ons moet stap, moet gestap wees. En daarom sê die Bybel ook vir baie keer vir ons, dra mekaar se laste. Kry vir jou maatjie wat saam met jou kan stap. Moenie alleen probeer stap nie. As ons mekaar so lekker kan inhak, dan kan ons mekaar help. As die een val, kan die ander nie een ophelp. En daarom, wat jy ook in jou lewe deurmaak op hierdie oomblik, en jy stem dalk saam, die lewe wil gelewe wees, en die pad wat ons stap, hy wil gestap wees. Maar weet, dat ons hoef nie alleen te stap nie. As ons kan bid vir mekaar, ons kan mekaar ondersteun, ons kan mekaar 'n woord van bemoediging gee, en so raak die lewe so klein bietjie makliker, en raak die pad wat ons stap 'n klein bietjie makliker. Ek onthou ook vroeë jare nie, as ons eers ver gery het, ook nie eens ver nie, man, ons reis hier van na Robertson toe of Woester toe, dan stop ons sommer langs die pad en dan eet ons 'n bietjie padkos, sommer 'n paar frikadelle en 'n paar eiers, en drink 'n lekker flas koffie. Miskien moet ons soms stop op hierdie lewenspad en 'n bietjie sit, 'n bietjie introspeksie doen, 'n bietjie rondkyk, wie stap saam met ons. Ons moet baie keer terug ook kyk waar langs ons gekom het en sien dat die Here het ons gedra en beskerm, wie saam met ons gestap het. En as ons daar opstaan van die tafeltjie, frikadelle wegpak wat oorgebly het en die eierbak toemaak en die vlas toedraai, dan lyk dit my ons het weer nuwe moed, nuwe krag. Gaan maak seker, wat is hy koffie? Wat is hy eiers? Wat is hy frikadelle? Wat is hy gesels wat plaasvind? Hy gebede, sodat ons weer kan opstaan en kan vorentoe loop. Mooi loop, tot ons weer gesels. En daarmee check ek uit. Is ja.